En ons is bevoorreg om hier te wees. Jy is bevoorreg om hier te wees. Het jy geweet dat God het jou na toe gelei? Vanoggend. Hy het geweet. Hy het geweet. Hy het 'n afspraak. En daarom is ek so dankbaar dat ek hier kan wees en hierdie brief aflewer. Moenie dit mis nie, moenie die geleenthede mis nie. Want as jy nie hier was nie, het jy dit gehoor nie. Dank die Here dat ons dit kan uitsaai. Amper 2000 mense. Dis hierdie ou gemeentetjie het 'n baken van hoop geword van amper 2000 mense. En ons is bevoorreg dat ons dit kan wees. 'n Baken van hoop. En kom ons ondersteun hierdie baken van hoop. Ons moenie toelaat dat hierdie baken van hoop toemaak nie. Die vyand wil. Die vyand sal alles wil doen om hierdie deure toe te maak. Om die stem stil te maak. Amen. Maar ons gaan dit nie toelaat nie. Ons gaan dit nie toelaat nie. Want God wil hierdie gemeente gebruik om vir mense die pad te wys en hoop te gee om aan te gaan. Ek groet u in die naam van God wat die Bybel vir ons gegee het as 'n kompas in ons lewe. Ek groet in die naam van Jesus by wie ons uitkom as ons God se kompas volg. Groet in die naam van die Heilige Gees wat hierdie kompas in jou lewe is om jou op die Jesuspad te hou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u ons nie in hierdie wêreld afgegooi het nie. Dat u ons nie in hierdie wêreld aan onsself oorgelaat het nie. Maar dat u vir ons 'n kompas gegee het. U woord. U woord wat met ons praat. U woord wat ons aanmoedig. U woord wat ons waarsku. U woord wat deur die Gees sê, mooi so. Goeie, getroue dienskneg. En ons is hier by mekaar, Here, omdat ons hierdie kompas van u so nodig het. Want Here, ons leef in 'n wêreld wat die pad verloor het. En ons sien wat gebeur met mense wat u kompas nie volg nie en die pad verloor het en op plekke uitkom waar hulle soms stikkend gebreek word. Here, daar's van ons wat soos die verlore seun ons eie pad geloop het. En dat ons in die varkhokke van die wêreld uitgekom het. En daar is mense wat hierdie naweek gisterand by so 'n plek gewees het. En ek kom bid dat ons nie daar is om te veroordeel nie. Ons is nie daar om vingers te wys nie. Ons is daar om vir mense terug te roep. Die pad waarop jy nou is, gaan jou by jou bestemming uitbring. Daar's nie 'n pad wat nêrens heen gaan nie, maar ergens. En ons weet, u pad, u Jesuspad, is op pad na die Vaderhuis. En ons wil hierdie pad volg. U noem dit op 'n plek 'n nou pad, 'n smal pad.
Dis 'n pad waar daar net plek is vir u en ek. Soos 'n skaap agter die herder, loop ons agter u aan, Jesus, want u het gesê, die skape luister na my stem. En ons wil na u stem luister. Want die stemme van die wêreld word oorweldigend. En soms kom ons op plek en sê, maar is dit waar? Is dit waar dat die Bybel die kompas is? Dit lyk so asof die wêreld al die antwoorde het en weet waarheen hulle ons wil lei. En ek vra U, Here, as ek hierdie brief aflewer, dat dit met liefde in my hart is en dat ons elkeen daarna sal luister. En sal sê, dankie Here, dat ek hierdie kompas het. Dat daar waar ek verdwaal, ek die kompas kan volg. Dankie daarvoor. Ons bid vir ons kinders. Here, in die skole word daar vir hulle somtyds goed geleer en gesê wat hulle nie op die regte pad plaas nie. Maar dankie Here vir elke onderwyser wat vir kinders leer van u kompas, die woord. Ek bid vir kerke, vir predikante, vir pastore, vir dat hulle nooit die woord kompas sal los nie. Mense wil nie 'n filosofie hoor nie. Mense wil nie ideologieë volg nie. Hulle wil u volg. En dat ons as u herders, as u verkondigers van die woord sal sê soos Johannes die Doper, daar is die lam van God. Volg hom. In Jesus se naam. Amen. Die Bybel, die kompas van God. En die woord moet met u praat. Ek dink wanneer predikante hierdie Bybel toemaak, daar's plekke, gemeentes wat nie meer die Bybel oopmaak nie. Het jy hierdie week die kompas gelees? Die gaan luister en sê, wat sê die Here vir my? Jy sien, die Bybel is nie maar net 'n boek wat 'n verhaal vertel en vir ons. Nee, die Bybel is 'n boek wat vir jou die pad aanwys. En daarom moet jy elke keer vra, wat sê die Here vir my? Elke dag. Jy moet elke dag 'n woord van die Here kry. Daarom moet jy tyd maak elke dag om te lees en te sê, wat sê die Here vir my? Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ek moet dit herhaal. Die hele skrif, die hele Bybel, die kompas van God, is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Weet jy, julle wat 'n kompas ken, sal weet dat 'n kompas is eintlik 'n eenvoudige instrument. Mens kan nie dink dat so klein kompas in jou hand, party van die kompas is groot, wat skepe kan nie sonder dit klaarkom nie. En hierdie kompas is 'n klein instrument wat soms die verskil maak tussen lewe en dood. En as jy hierdie instrument nie gaan
navolg nie, gaan jy in die kruispaaie van jou lewe heel waarskynlik die verkeerde pad vat en by die verkeerde plek uitkom. Jy weet, ek wil net dit vir julle sê altyd. Onthou net een ding en ek sê dit vir myself. 'n Verkeerde pad kan nie by die regte plek uitkom nie. 'n Regte pad kom by die regte plek uit. Die belangrikste doel van hierdie kompas is om vir my rigting te wys. Hierdie kompas wil my nie laat verdwaal nie. Hierdie kompas se doel is nie dat ek moet verdwaal nie. En ons kom op kruispaaie in ons lewens. Ons kom op plekke waar dit lyk, ek weet nie wat is links of wat is regs en wat is vorentoe en wat is agtertoe nie. Ek's in 'n bos. Dit lyk vir my hieruit gaan ek nooit kom nie. En dan moet jy 'n kompas hê om uit hierdie bos uit te kom, om uit hierdie gemors uit te kom. En daarom is die Bybel nie net daar om te gelees te word nie. Die Bybel wil jou leer en dan moet jy, hoor mooi, doen wat die woord sê. Die Here sê, julle luister, maar julle doen nie. 'n Wyse man luister en doen. 'n Dwaas luister en doen nie. Die een bou op sand en die een bou op rots. En waar kom die verskil? Die storm. Al twee huise lyk dieselfde. Maar as die storm kom, dan val die huis wat op sand is. Al die jare te gebou aan 'n mirasie. En dan kom die storms van die lewe en dan val alles plat wat jy so opgebou het. Maar sonder God se woord. So die woord van God wil ons leer staan hier om te leef. Weet jy wat? Ons mense word geleer om te leef. Van klein tyd af is ons geleer. Jou ma het jou geleer hoe om te loop en hoe om jou tande te borsel en hoe om jou aan te trek. En ons as mense word geleer. Jy weet, diere word gebore en dan sit sommer gat hulle. Ons vat jare om te leer om te leef. Die woord wil hê ons moet dink. Oordink die woord. En die woord wil hê ons moet kies. En die woord wil hê dat ons by God sal uitkom. As iemand die woord lees en nie by Jesus uitkom nie, het hy die Bybel verkeerd gelees. Mense kom by ideologieë uit en filosofieë en teologieë. Dit is nie waar jy moet uitkom nie. Jy moet by Jesus uitkom. En daarom moet ons glo die Bybel kom van God. Ek kan vir u sê, ek was in teologiese skool gewees. Ek het 7 jaar gestudeer om predikant te word en al meer en meer het jy professore gekry wat vraagtekens begin plaas het by goed wat vir my uitroeptekens was. En vandag word dit al meer en meer. 2 Timoteus 3 vers 16 die boodskapvertaling sê, die hele skrif kom direk van God af. Predikante sê, wees daar, hierdie Bybel is nie die woord van God nie. Jy kry die woord van God hier ergens in die Bybel, hier en daar. Maar hierdie Bybel is nie die woord van God nie. Jy sien, dis 'n groot verskil. Die Bybel is die woord van God. Die woord van God is nie, kry jy in die Bybel nie. Hierdie is nie wat God gesê het nie, en daai is nie, en jy word nou beoordeel, die Bybel. En die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kon ons baie leer. O, my boetie en my sussie, miskien sit jy hier en jy luister na my, en as 'n kind, as 'n familielid, as jou man, wat die pad byster geraak het. Wie dit so hartseer om te sien hoe jou kind of die een wat jy liefhet op die verkeerde pad is. En luister my, hulle luister na jou nie. Hulle sal eers luister as hulle aanvaar, maar hier is God se woord. Want hulle sal vir jou sê, ag pa, jy drink ook 'n ou wyntjie.
Maar jy drink nie 'n bottel brandewyn uit nie. Jy verstaan, dan kom hulle met al hierdie goed. Maar pa doen dit en 'n ma doen dit ook maar. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan wat sê God. En as God sê, is dit so. Jy kan nie stry nie, jy kan nie beklei nie, jy moet dit aanvaar. Jy mag nie doodslaan nie. Punt. Jy mag nie steel nie. Punt. Nie kom op punt nie. Ja, die Bybel is deur mense geskrywe. Matteus, Johannes, Paulus het 'n klomp briewe geskryf, maar die bron waar hulle hierdie woord gekry het is God. Hulle het neergeskryf wat hulle van God gehoor het. Veral Johannes, daar op Patmos, Openbaring, en God gesê skryf. God sê skryf. En daarom as jy die Bybel oopmaak, jy moet nie die Bybel oopmaak sonder gebed nie. Here, sal jy asseblief met my praat. Gee my 'n woord vir vandag. Wys my die pad. Die Bybel kom van God af. Die Bybel is nie maar een van die boeke nie. Die Bybel is die boek. Hy is die kompas. Jy moet dit aanvaar. Die Bybel wys ons die regte pad. Onthou die Bybel wil ons die regte pad wys. Onthou net, 'n kompas wys jou nie van waar jy kom nie. 'n Kompas wys jou waar is jou pad. Hoor jy wat ek sê? En hierdie Bybel wys jou nie van waar af kom jy nie. Die Bybel wys jou waar is jou pad. Dis die kompas. Psalm 119 vers 105: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Jy hoef nie in die donker rond te dwaal nie. En daar's baie mense wat in die donker ronddwaal. Ek dink jy was miskien ook al daar. Ek het eintlik die woord verdwaal uitgedink. Of ontdek. My vrou het gesê, hoorie, jy is nie baie goed met rigting nie. En daarom is ek afhanklik van, ek het nie gereis sonder 'n kaart nie. En toe later sonder 'n GPS nie. Daar party mense kan rigting hou. Dis ongelooflik. Dis 'n gawe, dink ek. Jy sien as die wêreld sê hierdie kant toe, dan sê die Bybel baie keer vir ons ander kant toe. En dit is nogal erg, jy weet, om op 'n totale verkeerde pad te wees en God sê vir jou omdraai, nie 90 grade nie, 180 grade. En dis nogal 'n geweldige keuse om 'n omdraai in jou lewe te maak. En dis wat die Bybel doen. Jesaja 30 vers 21 is 'n baie belangrike vers. Wanneer julle regs wil gaan, sal julle ore 'n woord agter julle hoor wat sê, dis die weg, wandel daarop. Jy stap op 'n pad en dan kom daar 'n stem agter jou, die Gees van God, en sê vir jou, dis nie die pad nie, daar's die pad. En mense luister nie en hulle verdwaal en hulle verongeluk. Want jy sien jy het 'n wil. Onthou net, jy het 'n wil. As jy agter daai stuurwiel inklim, het jy 'n wil. En daar staan 120 en jy jag 180. Weet jy wat? Jy's buite die wil. Jy's buite die wil van die wet. As jy by 'n vollyn verbygaan, dan is jy buite die wil. En dit wat ons doen, ek weet beter. En so daar ongelukke plaasgevind en 'n hele gesin is uitgewis. Omdat iemand nie gedoen het wat reg is nie. Die Bybel help jou om koers te hou. Oukies, weet jy wat, die lewe is 'n reis. Onthou, die lewe is nie 'n bestemming nie. Die lewe is 'n reis. Ons is op pad na 'n bestemming toe. Maar die lewe is 'n reis. Daar kom plekke waar jy verdwaal. Daar kom plekke wat jy nie weet nie. En ons almal was daar. Want jy sê, my Here, ek weet nie meer nie. Ek het gekom by 'n doodloopstraat. Ons het daar gekom. En daarom wys die Bybel ons die Bybel wys ons wanneer ons verdwaal het. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit. Ons as ons die skrif gebruik, dan gaan die Bybel ons onderrig. Hy leer ons. En luister mooi na my. Daar's min. Nee.
Daar's baie mense wat nie wil luister nie. Hulle luister nie. Ek weet. Moenie vir my sê nie. Ou in my studeerkamer, daar vroeg in my lewe, in my bediening. Verslaaf aan drank. Sy vrou het my kom praat. Sy sê, Dominee, ons huwelik is op die rotse. My man se gesondheid gaan agteruit. Hy gaan sy werk verloor. Maar hy wil nie luister nie. Hy kom in my studeerkamer, ek vertel hom. Hy sê, man, ek sê vir julle, ek kan my drank hanteer. Los my. My vrou het by jou kom skinder. Wat gebeur? Hy het sy huwelik op die rotse. Hy het sy kinders verloor. Hy het sy werk verloor. Hy het sy gesondheid verloor. En hy het my studeerkamer gesê, Dominee, plaaslik geluister het. Maar ek moes eers alles verloor het om te besef dat ek verkeerd is. Hoekom moet jy alles verloor voor jy besef? Die Bybel is daarom dwaling. En weet jy, as baie dwalings ook in die kerk. Die kerk begin die Bybel te verander om by mense aan te pas. As jy die kompas gaan verander om jou te pas, gaan jy nooit by die regte plek uitkom nie. Jy doen dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel. As daar verkeerde goed in jou lewe is, ek sê dit vir ons almal, as daar verkeerde goed in jou lewe is, los dit. Breek daarmee. Moenie sê ek doen dit altyd nie. En ek weet, nee. 'n verkeerde ding kan nie reg wees nie. Daar's net twee goed, verkeerd of reg. En jy sien mense wil die verkeerde goed reg sê en reg praat. En natuurlik, die Bybel wil vir ons leer om om regte lewe te lei. Oukies. Om te sien wat gebeur met mense. Ek het 'n ou maat gehad, hy was ons skramskakel, ek wil nie rugby praat nie, want dit is 'n seerplek vanoggend. Maar hy was die skramskakel gewees. En hy was uitstekende skramskakel, hy het Transvaal gespeel later, hy het nie 'n Springbok geword nie. En ek kry hom eendag daar waar my ouers bly. En hy staan voor 'n drankwinkel. En ek sê vir hom, wat maak jy hier? Ek kan sien die man is flenters. Hy sê vir my, André, ek het die pad byster geraak. Ek is 'n boemelaar. Ek sê vir maar, wat het gebeur? Hy sê ek wil nie geluister het nie. Kyk waar is ek nou. Hy hoort in rehabilitasie, maar hy wil nie gaan nie. En wat vra my? Hy vra my geld. En ek dog toe, ek gaan hom geld gee. Gee hom geld en hy sê vir my, André, ek gaan vir my 'n konversie koop vir die aand. Daai brandewyn wat ek gaan koop. Dis nie brandewyn nie, dis 'n kombers vir die aand. En ek weet dit. Jy verstaan, die Bybel wys jou hoe om te lewe. Die Bybel wys jou wanneer jy koers verloor het. En daarom moet ons, as die Here met ons praat, luister, in God se naam. Soms praat die Here met jou deur mense, God praat met jou deur omstandighede, God praat met jou oor baie dinge. Ons moet net luister. En dit is nie moeilik, hoor nou, dit is moeilik om te herstel. Dit is maklik om stikkend te raak. Maar weet jy wat? Om 'n stikkende ding reg te maak, is 'n lang proses. Jy kan in een dag stikkend breek. En dit vat amper 'n leeftyd om dit reg te maak. Ek wil afsluit. Die Bybel leer ons om te leef. Weet jy, die lewe is so kosbaar. Ek besef dit al meer en meer. Die lewe is so kosbaar. 2 Timoteus vers 17 sê, sodat hierdie kompas volg jy, sodat die mens wat aan God behoort volkome kan wees vir goeie werk toegerus. Ek wil dit uitskreeu. Die Here het ons elkeen gemaak om sy werktuig te wees op aarde. God het 'n doel met jou lewe. En as jy God se kompas nie volg nie, gaan jy by God se doel uitkom nie. Dan dwaal jy. Het jy al by die doel van jou lewe uitgekom? Kan jy sê nou, ek is op die plek waar God my gebring het? Dis die doel van my lewe. Dis nie altyd maklik nie. Moenie dink dit is maklik nie. Dis nie maklik as die dokter vir jou sê jy het kanker en jy sê ag
dis maar alright. Nee, ons gaan vir terapie. Ons doen alles tot ons vermoë om weer gesond te word. In die Bybel is soms die dokter wat vir jou sê, jy's siek tot die dood toe. Luister. Die Bybel is nie net 'n boek vir sondae nie. Elke dag van die week. Weet jy, hierdie Bybel het my geleer om lief te hê, om te vergewe. As die Here sê, jy moet jou naaste vergewe, dan sê hy nie sê, hy het eers te begin nie. In my Bybel staan daar, as jou broer iets teen jou het, dan gaan jy na hom toe, en jy gaan maak reg. Nee, hy moet eers te kom, hy eers te begin. Maar dan doen jy nie wat die woord sê nie. En dan gaan dit nooit regkom nie. Geleer om nederig te wees. Hierdie mense wat... Weet jy, hoe kan geld mense verskriklik trots maak? Ek het alles wat ek het alles wat ek wil hê. Ek kan koop wat ek wil. Nederig leer die Bybel, eerlik te wees. As ons regering tog, net hierdie woord, hierdie kompas. Dan gaan ons land nie uit mekaar uitval nie. Ons land val uit mekaar uit want die woord is nie daar nie. Wanneer laas het jy gehoor dat een van daai leiers opstaan en sê, God het gesê? Nee. Om ander te dien. Om ander mense moed in te praat, om te volhard en om God te vertrou. Dis die kompas. En die einde van hierdie boodskap is, Jesus is die hart van die Bybel. Iemand het gesê, Jesus is die hartklop in die woord. Van Genesis tot Openbaring gaan dit oor Jesus. Daar aan die begin. Hy sal kom waar die kop van die slang sal vermorsel. Wie is die hy? Dis Jesus. En van daar af, dwarsdeur, gaan dit na Jesus toe. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die Bybel gee ons nie net 'n kompas nie. Dit wys ons na die een wat die weg is. Hierdie kompas, boetie en sussie, en luister na my, hierdie kompas bring jou by Jesus uit. Want Jesus is die weg. Jy sien, 'n kompas vat jou na die regte pad toe. En die regte pad is Jesus. En die Bybel is die kompas. En die Bybel vat jou na Jesus toe. Want Jesus, 1 vers 18, 19, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Johannes die Doper sien Jesus en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wanneer jy Jesus volg, is op die regte pad. Hoor my? Wanneer jy Jesus volg, is op die regte pad. Dan leef jy Jesus. En mense sien God in jou lewe. Jakobus 1 vers 22. Julle moet daders van die woord wees en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Laat God se woord jou kompas wees op jou pelgrimstog en jy sal by die Vader as hy kom. Oukies, dis die boodskap van vanoggend. Dis die brief wat ek aflewer. Die Bybel is God se kompas. Moenie hierdie kompas ergens wegpak daar onder in 'n stofkas nie. Want jy weet as jy dan by 'n probleem in jou lewe kom en die kompas is nie by jou nie. Hy's nie hier in jou hart nie, die moeilikheid. Ons het een keer gaan jag en ons het daar in 'n bos gekom, so 'n bosding. En weet jy wat? Ons het verdwaal. Al in ronde. Ek sal nooit vergeet die een het gesê, weet jy wat, ons is nou nog hier gewees. Sirkelgroep. En weet jy wat beteken dit? Jy's verdwaal. En nie een van ons het 'n kompas nie. Kan jy boontoe kyk nie, waar is die sterre en goed daarbo nie, jy moet nou man, jy weet nie waar is oos, wes, suid in 'n bos. Maar ons het uitgekom, maar ons het amper by die dood omgedraai omdat ons so dors geword het. As nie water nie. Maar ek sê maar net, weet jy wat, sonder die kompas is jy in die moeilikheid. Sonder 'n GPS is jy in die moeilikheid.
En mag die Here gee dat ons huis toe sal gaan en hierdie kompas sal lees en gaan leef en gaan doen. Amen. Here, U is die waarheid. U is die lewe. Dankie dat U vir ons hierdie kompas gegee het, omdat U geweet het, ons het dit nodig, in Jesus se naam, amen. Ek stuur jou huis toe met hierdie seën. Mag jy God se kompas volg en op die Jesuspad kom, wat jou uiteindelik in die Vaderhuis sal bring. Amen.